Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, geseëne van die Here. Dit is so lekker dat ek en jy die evangelie weer kan deel. Want die evangelie, die woord van Jesus, is al wat ek en jy het, wat sekuriteit en sekerheid is en die waarheid is. Want die woorde van ons God, so waar as wat ek hier sit, is die enigste woord waarop ek en jy kan staat maak, is die woord van die lewende ware God, om die vier autoriteit van God te beweeg. Kind van God verruil ek vir niks anders nie. Want ek weet wat ek weet in die lewende ware God, maar ek weet nie wat ek in die wêreld of dit wat in die samelewing gebeur, kan vertrou nie. Maar ek kan net op God vertrou. Ek as mens kan nie eens op myself vertrou nie. My eie vermoëns is beperk. My eie menswees, as ek my eie denke sou neem en daarmee 'n pad wou stap, kind van God, sal ek te veel faal, foute maak. Daarom fokus ons net op God. Kom ek en bid gou saam op die lieflike, fantastiese Sondagoggend, wat ek en jy die Here kan dien, kan lief hê en moed kan vat om deur hierdie week te gaan, maar ook deur hierdie tyd te kan gaan en beleef wie is ons God en net op God staat te maak. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U vir die woord en vir die waarheid. Ek dank U dat U ons in soveel diepte vat en lei. Ek dank U, Here, dat U hierdie woord oopbreek deur die Heilige Gees. U alleen gee woord, maar U alleen raak ons ook aan met U woorde, want U woorde het krag, Here. Ons is net die instrument, maar ons deel vandag die woord en waarheid. En ek dank U, Here, dat ons elkeen kan opstaan en kan sê, die Here my God is my redder, die Here my God is my uitkomste, die Here God is my alles, in Jesus naam. Amen, amen en amen. Nou, parallel wil ek twee goed vergelyk vandag. En dit is ons eie wil. Ons eie wil, waarheen lei ons dit ons? En dan, as ons gehoorsaam is aan God, die wil van God in ons lewe, waarheen lei die wil van God ons? Kind van God, is belangrik om te besef, my eie wil is so nietig. En dit wat ek wil doen, is beperk net tot dit wat ek in kennis het. Is beperk net tot dit wat ek baie keer in die lewe noem, om realisties te wil wees. My berekeninge is beperk. Maar as dit kom by die lewende ware God, is daar onbeperkinge. En is dit groter as wat ek en jy ooit kan besef. Luister gou mooi. Die verhaal van Moses. Dis so 'n fantastiese verhaal. Die Heilige Gees praat met my oor hierdie gebeurtenis. En ek sit en kyk hierna en ek dink, Here, dit is eintlik so diep. Maar ons moet dit elkeen hoor. Ons moet dit kan verstaan. Ek kyk na die verhaal ook van Josef. Ek kyk na die verhale van Dawid, die pad wat hierdie manne gestap het. Ek kyk na die verhale van diensknegte van God deur die woord, soos Elia, Elisa, na Petrus, na Paulus. Daar's een beginsel, net een beginsel. Wees gehoorsaam aan die Here jou God. Luister na die stem van die Here jou God. En kind van God, moenie uit kwaadheid funksioneer. Moenie uit emosies uit funksioneer nie. Luister baie mooi, want toe lei die Heilige Gees ons nou. Vanoggend wil die Here vir jou iets wys, en dis belangrik dat jy dit moet verstaan. Moses word as 'n kind groot in 'n paleis. En in daardie paleis, daar in Egiptiese paleis, ontvang hy die beste geleerdheid, die beste voeding. In ons terme, hy het die beste medies, hy het die beste geriewe, hy het alles vir 40 jaar van sy lewe. Maar alles wat hy so ontvang het, wat hy so lekker kon eet en geniet het hom nie gelukkig gemaak nie. Hy het iets gemis. En dit is die lewende ware God. Hy het God gemis en die vryheid van sy volk. Al het hy vryheid gehad, was dit vir hom 'n boei situasie, 'n gevangenis, want sy geluk sou wees as Vader God sou intree en Israel uit die slawerny uitkom. Hy was nie selfsugtig nie, sy hart was mooi, sy hart was reg, maar hy het opgegroei in hierdie Egiptiese standaarde en Egiptiese atmosfeer en alles wat eintlik maar net vir ons hierdie Egiptenare in slawerny vir die Israeliete was. Hy het die beste gehad, maar hy het geweet, sy familie, die Israeliete, met hulle gaan dit sleg. Wanneer ek en jy die beste het in die lewe, en ons weet, dit gaan sleg met jou kind, met jou ouers, met iemand wat jy lief het, gaan dit nie met jou goed nie. Nou kan jy Moses verstaan. 40 jaar word hy hierin groot en groei en op. Maar daar kom 'n tyd wat hy meer
gaan kyk hoe gaan dit met sy volk. Hoe gaan dit met sy familie, sy mense? Want hy het die autoriteit, hy kom uit 'n adel uit die koninklike huis uit, paleis uit. So hy het die autoriteit om vry te loop. En wat sien hy op 'n stadium? Hy sien hoe hierdie Egiptenare, die slawerny, hoe hulle gedryf word, met swepe geslaan word. As hulle moeg is en hulle val neer, hulle kan nie meer nie, dan word hulle erger geslaan. En hy sien dit en hy kan dit nie meer hanteer nie, want dit is sy bloed, dit is sy volk, dit is sy familie, dit is sy mense, en nie in sy hart staan iets op, teenoor die Egiptenare. Al is die Egiptenare vir hom so goed, al is die paleis vir hom goed, maak dit hom nie gelukkig nie. En hy staan op teen dit, en wat doen hy? Hy wil hierdie Egiptenaar voeter, wat hierdie Jood, hierdie familie van hom, so slaan. En deur sy woede slaan hy hierdie man dood. En toe hom doodslaan, besef hy het 'n groot fout gemaak, en hy steek hom weg. Hy begrawe hom, en hy dink by homself, ek het iets verskriklik gedoen. Maar weet jy wat gebeur, kind van God? Sy eie nasie verraai hom. Want God wil hom uit sy gemaksone uitkry, uit hierdie paleis uitkry, want in daai paleis gaan hy niks beteken vir Israel nie. Gaan hy niks in die woestyn beteken, wanneer God hom daarin wil stuur nie. In daardie paleis gaan hy net vetter word, lekker eet en meer 'n gerief lewe. En wat gebeur? Hy word verraai en moet vlug. Hy's bang vir Farao, want dis die doodstraf wat nou oor sy kop hang. En hy begin hardloop deur die woestyn 40 dae lank. In 40 dae tydperk, tot hy kom waar God hom wil hê. Dis nie maklik om 40 dae sonder kos en water deur 'n woestyn te gaan nie. Dis net die beskerming van God wat jou daardeur kan vat. Die onmoontlike het reeds vir hom gebeur. En die dag, kind van God, wat hy daar in die woestyn tydperk moet gaan en skape oppas en vee oppas vir die volgende 40 jaar van sy lewe, het hierdie man op 'n stadium 80 jaar oud geword, toe die brandbos ontmoet het. Die brandbos ontmoeting was die ontmoeting met God. Die God teenoor wie uitroep en sê, Vader, help asseblief vir Israel, laat uit hierdie slawerny uitkom. Vader, ons is magteloos, ons kan niks doen nie, ons is vasgevang in boeye, in slawerny, ek moes vlug, ek is nou 80, ek is 'n ou man, in ons terme, ek moet dink aan my aftrede, 80 jaar oud, ek wil ou het huis toe gaan, of ek wil op 'n plekkie van veiligheid gaan bly, jy raak nou skielik broos, jy raak nou sensitief, want jy's 80 jaar oud, dink 'n bietjie, aan mense wat 80 jaar oud is, maar wat doen God met hom? Moses, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Nee Moses, ek verstaan jou nie, jy kan nou maar rus nie. Moses, jy was 40 jaar in paleis, 40 jaar in die woestyn, jy het my nou ontmoet in 'n brandbos nie, maar Moses, ek het 'n opdrag vir jou lewe begin nou eers. Daar lê vir jou nog 40 jaar voor. 80 jaar, jy gaan 120 word Moses. Jy gaan soos 'n jong man moet uittrek en hierdie volk gaan red. Toe Moses op sy eie krag staat gemaak het, sy eie wysheid, sy eie kennis, toe slaan hy 'n man dood. Toe moet hy vlug. Sy eie kennis het gemaak, dat hy uit die paleis vreugde uitgekom het, en uit die gemak uitgekom het, dat hy in die woestyn moes beland. Dis wat gebeur, wanneer ons op ons eie kennis, en op ons eie wysheid, en daardie woord wat ons baie keer gebruik, realisme, as ons daarop staat maak, kind van God, daai beperkinge, ons eie leringe, ons eie totale menswees, verloor ons dit baie keer. En dis wat hier gebeur het. Hy het sy lewe basies verloor, en moes in 'n woestyn gaan bly vir 40 jaar, as gevolg van sy eie doen en late. Maar die oomblik toe hy God ontmoet het God 'n nuwe lewe vir hom gegee, al is hy 80. Het God 'n nuwe opdrag vir hom gegee, 'n nuwe visie, 'n nuwe destiny, maar om 'n hele volk te gaan uitlei, op 80. Want hierdie man ken die woestyne die beste. Hierdie man het nie 'n slawerny mentaliteit nie. Hierdie man weet wat dit is, as dit dor en droog is in 'n woestyn, en jy is op soek na water, waar moet jy dit kry? Hoe waai die winde? Wat se tipe giftige slange kry in 'n woestyn? Hoe lyk dit as die winde waai en die skorpioene loop oor die sandbanke? Watter klippe vermy jy?
Waar soek jy skuilings en waar nie? Hy het 'n woestyn 40 jaar leer ken deur sy kudde in 'n woestyn op te pas. En God het hom voorberei. Nou moet hy 'n volk vir die volgende 40 jaar in 'n woestyn inlei. Maar hierdie keer in die autoriteit van God. Hierdie keer in die opdrag van God, in gehoorsaamheid. Nie meer uit sy woede wat hy iemand doodslaan nie, maar hierdie keer in die autoriteit van God wat daar lewe is. In jou lewe, kind van God. Baie keer voel dit vir jou, jy het by 'n doodloopstraat gekom. Baie keer voel dit vir jou lewe is verby. Jy sit en kyk terug in jou lewe, jy dink aan die Egiptenaar wat jy doodgeslaan het, die probleme van die verlede, die foute wat jy gemaak het. En jy dink, as gevolg van daardie foute, was daar 'n 40 jaar tydperk in jou lewe. Nie fisiese 40 jaar nie, maar 'n lang tydperk, gevolge wat jy moes dra as gevolg van jou foute. Maar wat sê God? Dis nie verby met jou nie. Ek het 'n toekoms vir jou. God het 'n plan vir jou. Dalk moes jy foute maak in die verlede, om nou te leer, om in die wil van God te wees, en gehoorsaam te wees. Dalk moes jy in die verlede, kind van God, soveel aanjaag en baie verloor, jou gemaksones verloor, daardie gemaklike lewe verloor, daardie wete van, ek weet wat ek het, verloor, om op 'n plek te kan kom, dat jy vir God bruikbaar kan word, en dat God jou meer kragtig kan gebruik, vir 'n beloofde land, vir sy beloftes, vir sy woord, wat in vervulling moet kom. Dan sien ons hoe Moses hierdie verhouding met God dieper bou, en meer bou, so diep bou, intens bou, hy gaan hoor keer op keer by God, vir elke besluit. Hy hoor by God, en God gee vir hulle manna, uit die hemel uit, die beste bakkery. Met ander woorde, kind van God, het jy al gedink, dat die Israeliete moes vir 40 jaar, dieselfde voedsel eet, dieselfde kwartels en manna. Hulle het geweet wat kry hulle volgende vanaand. Daar was nie 'n spyskaart nie, daar was nie 'n Kentucky nie, daar was nie gemaksones nie, want Moses het geleer in 40 jaar, dat jy kan oorleef sonder gemaksones, maar met jou God wat sal voorsien. So sal God aan jou voorsien. Moenie altyd kyk vir die gemak nie. Jou bron is nie die gemak nie. Jou bron is God. Jou lewe is God. Jou ek is in alles. Ek is 'n oorwinnaar in hom. En dis wat gebeur. Dan sien ons in Eksodus 33, die mooiste wat gebeur. En hierdie mooiste wat hier gebeur en uitspeel, is eintlik so fenomenaal. Kind van God, en dit is dat Moses wil die aangesig van God sien. Die God die ek is, wat hom tot nou toe gehelp het, die God wat 'n see vir hom oopgemaak het. Sy eie kennis het hom laat vlug, maar die God wat hy dien, aan wie hy gehoorsaam is, het selfs deur die see 'n pad oopgemaak, deur die woestyne weggegee, het voedsel gegee, het water uit 'n rots uit gegee. God het nog nooit verander nie, sê Hebreërs 13. Jou God het nog nooit verander nie. Maar weet wat sê jou God vir jou vandag? Hy sê vir jou dieselfde as wat hy vir Moses gesê het. Hy sê vir jou in Eksodus 14 vers 13, wees nie bevrees nie. Wat sê God vir jou? Sê dit gou hardop, daar waar jy nou sit. Ek is nie bevrees nie. Hoekom nie? Staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag in julle sal bewerk. Sê prys die Here, daar waar jy nou sit, of staan of ry. Prys die Here. God bewerk verlossing vir my in my lewe. God is met my. Ek het nie verniet deur hierdie leerskool vir omstandighede gegaan nie. God het 'n plan vir my lewe, vir my toekoms. Ek het nie verniet deur die seer gegaan nie. Ek het nie verniet deur die verliese gegaan nie. Ek het nie verniet deur 'n harde pad gegaan nie. Ek het foute gemaak, maar daardeur het ek geleer. Ek het nie verniet foute gemaak nie, want God sien 'n toekoms vir my, en as ek hom volg, gaan ek nie weer dieselfde foute maak nie. Ek soek soos Moses in Eksodus 33 die aangesig van God, en ek verklaar vandag, daar waar jy sit of staan, ek gee nie 'n tree as God nie in hierdie saak is nie. As God in hierdie saak is, dan sal ek ook in die saak wees. As God in my besigheid is, dan sal ek ook in my besigheid wees. As God in my lewe is, dan sal ek ook in hierdie huis kan aangaan. As God die meester is van ons huis, dan sal ek ook
in hierdie huis voluit kan lewe, want God is in beheer van ons lewe. As God in my tempel is, die Heilige Gees in my is, dan sien ek kans vir die lewe. Verklaar dit, want dan sê hy die volgende vir jou, want soos julle die Egiptenare vandag sien, sal julle nooit weer sien in ewigheid nie. Sê God, met ander woorde, soos wat jy die probleme sien, die situasie, 'n vervalle Suid-Afrika sien, soos wat jy vervalle dorpe sien, soos wat jy vervallendheid oral sien, sal jy dit nooit weer sien nie. As jy luister na die stem van die Here jou God, en jy's getrou in hom, sal die gety draai, en God sal met jou wees. Hy sê dan die volgende vir jou, hy sê die Here sal vir jou stry, en julle moet stil wees. Jy moet stil wees, want as God vir jou stry, wie kan dit beter doen? As die lewende ware God vir jou vandag gesê het, daar waar jy sit of staan of luister, ek sal vir jou stry, kind van God, wie kan dit beter doen as God? Niemand anders nie, dis net God en God alleen, en ek gee dit vir jou vandag. Vat hierdie woord, en maak dit vas in jou hart, maak dit vas in jou denke, maak dit vas in jou lewe, maar kry klaar met selfbejammering, kry klaar om vas te hou aan die verlede, aan die probleme van die verlede. Jou foute moes jy maak, sodat jy kind van God in wysheid kan kom. Jou foute moes jy maak, sodat jy kind van God kon leer om nie weer foute te maak nie. Jou foute moes jy maak, daar waar jy dalk jy meer verloor het, daar waar jy dalk woorde gebruik het, wat anders seer gemaak het, verkeerde keuses gemaak het, daar waar jy dalk jou kinders verwaarloos het, toe hulle klein was, dalk daar waar jy kind van God foute gemaak het, in jou huweliksmaat, of teenoor jou huweliksmaat, of teenoor jou gesin, teenoor jou besigheid, teenoor vennote, teenoor vriende, het God jou vergewe. Nou, kind van God, uit foute uit wat verby is jy vergewe. Jy hoef nie terug te kyk nie, maar jy onthou dit, en jou geloof red jou, en deur jou geloof, en jou standvastigheid in die woord van God, gaan God jou kan gebruik vir die toekoms, sodat jy verskil kan maak. Kom ons bid gou saam. Here, dankie vir die woord, vir die waarheid wat ons het. Dankie dat U vir ons deurbrake gee, vir die seën, vir die guns, vir die goddelikheid, en die wete. Here, ons fokus nie op ons verlede, en die foute van die verlede nie. Ons fokus nie, Here, op wat verkeerd geloop het in die lewe nie. Ons fokus nou op U, na wie ons wil luister, want dan weet ons, Here, 'n pad word gemaak, of dit nou deur 'n see, of deur 'n woestyn van omstandighede is, maar 'n pad sal daar wees, want my God is in hierdie saak. En dan roep ek ook uit soos Moses, ek gee nie 'n tree, as U nie in die saak nou vanaf is nie, want ek self, as ek alleen is, maak net foute, Here, en ek weier om verder in 'n lewe vol foute te leef. Ek het U lief vir God, en ek wil doen wat U behaag. Amen, amen en amen. Geseëne van die Here, ek eer God vir jou. Ons het gisteraand lekker bedien in Hope Town. Ek dank God vir al die boere, vir al die mense wat gekom het, en ons kon hulle bereik het. Ek dank God vir hierdie area, waar ons siele kon bereik het met berading, en woord vir hulle kon gee. Ek dank die Here God vir julle mooi gesindheid. Ek dank die Here God vir jou, wat dalk na hierdie woord nou kyk, vir elkeen wat ons ondersteun, bystaan, en help, sodat die evangelie kan uitgaan. Ek eer God waarlik vir jou. Besoek ons website, kyk hier onderaan, en jy kry ons website, kind van God. Die tweede ding wat ek jou wil vra, ons beweeg volgende week verder, tot by Beaufort Wes. As jy in die Beaufort Wes area is, boer, waar jy ook al is, of werk, maak kontak met ons wil jou besoek, al bid ons net vir jou, al drink ons koffie saam met jou, bemoedig jou net, ons moet dit doen, want dit is ons taak, om by elke siel uit te kom, wat oor ons pad kom, wat ons uitnooi, tot eer van God. Geseënd is jy, en die vrede van die Here met jou, klaar met die verlede, klaar met foute, jy moes foute maak, om te kom waar jy nou gekom het. Jy is nie heilig nie, kind van God, maar jy streef heiligmaking na. Die Here God met jou, seën en vrede.